treinongeluk was die ergste nog. Die sale is stampvol. Ons het alles moontlik gedoen, meneer. Volgens die verpleegsters het 'n jong dokter, Dr. Willem Venter, daelang sonder slaap gewerk om pasiënte te red. Op die 4de nag het hy skielik in teater 2 in mekaar gesak en gesterf. Na sy dood het personeel begin kla oor vreemde dinge. Voetstappe in leë gange, suurstofmasjiene wat vanself aanskakel. Ek sal by jou wees tot die einde toe. In die 1900s is die westelike vleuel gesluit nadat 3 nagwagte glo dieselfde figuur gesien het. Een bleek dokter met bloed op sy moue wat stilweg na die ou operasiesaal stap. Een aand het hy 'n skoonmaker gehoor hoe iemand fluister. Hy moet nog asemhaal. Toe hy omdraai, was daar niemand nie. Maar die bed langs hom het stadig begin beweeg. Die bekendste storie gaan oor kamer 14. Mense sê die ligte flikker altyd net voor middernag en 'n hartmonitor begin piep al is die kamer lankal leeg. 'n vroue verpleegstudent het glo probeer bewys die stories is vals. Sy het alleen in kamer 14 gaan slaap. Dit was natuurlik 'n baie slegte idee. Vandag staan die hospitaal meestal leeg. Mense wat daar verbyry, sê hulle sien soms ligte. Die vreemdste deel? In die ou rekordkamer ontbreek net een leer, die van Dr. Willem Venter. Party glo hy loop steeds deur die gange, op soek na die pasiënt wat hy nooit kon red nie,